Hartlik goeiemôre aan almal. Mag ons 'n wonderlike saamwees ervaar en ook in die teenwoordigheid van die Here sy naam groot maak. Ek gaan sommer die gebedslys en die verjaarsdae voor die tyd doen en dan gaan ons laaste voorsanglied sing. Ons dink aan 'n klompie mense. Eerstens Marina Maree, Skalk en Maat se dogter. Het gaan glad nie goed met haar nie. Kom ons dink aan haar en haar hele familie, ook vir Skalk en Maat. Ons dink aan Willie Miller se familie wat die 16de oorlede is. Hy is afgelope Vrydag in sy roudiens gewees. Kom ons dink ook aan sy familie in hierdie tyd. En dan Denise Meinhard se pa is ook oorlede. Kom ons dink ook aan haar en haar familie. En dan het Skalk en Martie ook 'n bietjie slegter nuus ontvang dat met Maritjie se behandeling, dat hulle gestaak het met behandeling omdat dit nie werk nie en dat daar nou nuwe moontlikhede is. Kom ons dink ook aan Skalk en Martie, maar ook in die besonder aan Maritjie in hierdie tyd. En dan dank ons die Here vir 'n klomp goed. Hierdie keer sê ons dankie Here dat U arm nooit te kort is om ons te help nie en U oor nooit te doof is om na ons te luister nie. Partykeer beleef ons dat hy nie hoor nie. Partykeer beleef ons dat dinge net agteruit gaan en daar niks omkeer is as ons vra nie. Maar die Here kom sê in sy woord vir ons dat hy nooit te ver is en hy graag dat ons wil luister. In verjaarsdae dink ons aan 'n klompie mense wat verjaar. Ek sien Hanika is hier in die diens. So ons sê vir haar baie geluk. Nou ek sien nie van die ander wat verjaar nie, maar baie hartlik geluk aan elkeen wat verjaar. Mag jy 'n baie spesiale dag hê met jou verjaarsdag en mag jy ook beleef dat die Here saam met jou op jou pad staan. Daar's nie iemand wat ek gemis het nie. Ekskuus, ek gaan so partykeer oor hierdie lys. En dan is daar iemand dalk in die diens. Na sy. Dan kom ons sing ons laaste voorsanglied, Nader my God by U.
Hartlik goeiemôre aan elkeen wat later by ons aangesluit het. Dis wonderlik om saam met jou die Here te aanbid. Mag jy ook vandag iets van sy teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Mag jy ook vandag sy aanraking beleef. Mag jy ook die nuwe lewe wat hy vir ons wil gee, beleef. Ook welkom aan almal wat by Facebook Live inskakel. Dis lekker dat jy op hierdie manier steeds saam met ons reis. Mag jy ook, daar waar jy is, die Here se aanraking beleef. Kom ons raak stil voor die Here en ons vra ook dat hy hierdie diens ook sal lei. Ons begin hierdie diens in die naam van hom van wie gesê is, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle. Ek gee vir julle my vrede. Die Vader het my gestuur, nou stuur ek julle ook. Ek gee julle die Heilige Gees. Die Here het ons gegroet, kom ons draai gou net na mekaar toe en sê môre en baie welkom. Ons gaan die Here se naam groot maak uit Liedboek 167. Liedboek 167. Ek dink daar's 2 verse, kom ons staan en ons sing dit hartlik saam. Al die kindertjies, julle is welkom om gou hier na vorentoe te kom. Ja, sy, dis lekker om julle hier te hê. Ek hoor gou by julle. Sien julle daai prentjie daarbo? Het julle al ooit gesien of ooit so lekker gespeel in die modder? Wie van julle het al so lekker gespeel in die modder? Ja, wat sê pa en ma as jy so lekker in die modder speel? Ja? Jy is stout, maar is 'n mens dan stout as mens in die modder speel? Is dan so lekker? Maar weet jy wat is die lekkerste as mens so in die modder gespeel? Ja. Dan spat dit oor jou, ja. Ja, maar nou wil ma en pa nie hê jy moet met daai modderlyf in die huis kom nie. Nee, want dan is alles vuil. Maar weet julle wat is die lekkerste as jy so in modder gespeel het? As jy weer jouself skoon was. Jy kyk in die spieël. Eers kyk jy in die spieël en sê jy, kyk hoe lyk ek het nie gedink ek lyk so nie. Maar as jy weer kyk, dan sien jy is heeltemal skoon. Nee. Nou ons gaan vandag bietjie luister oor hoe 'n mens in jou lewe
partykeer vuil word, omdat mens verkeerde dinge doen. Maar hoe die Here ons skoon maak? Nee. Nou wil ek iets anders met ons saam met julle doen. Ek wil vir julle wys hoe gelukkig is ek, as ek 'n dobbelsteen gooi. Daai dobbelsteen gaan elke keer op 'n 6 val. Kyk mooi. Kyk mooi. Sien julle, dis 'n 6. Nee man, dis 'n 6. Dis weer 'n 6. Nee. Hulle weet nie. Ons speel saam. Dis 'n 6, nee. Dis 'n 6, nee. Right. Dis weer 'n 6. Wow. Hulle weet nie, nee. Dis weer 'n 6. Is 'n 6. Oh, nee. Weet julle wat? Baie keer dan doen ons goeders. Ons weet dit is verkeerd. Maar ons wil nie hê die ander mense moet dit weet nie. Nee? En dan sê ons het goed gedoen. Ons weet eintlik dis iets anders, nee. Ons weet eintlik so. Vandag gaan ons in die katedese iets hiervan hoor. Sal julle mooi luister. Right, julle kan gaan. Ons gaan saam lees uit Johannes, 1 Johannes, die brief van Johannes, 1 Johannes, hoofstuk 1 vers 5 tot 2 vers 2. 1 Johannes, hoofstuk 1 vers 5 tot 2 vers 2. Net voordat ons gaan bid en lees, net so ietsiekie vooraf. Maar dit is nogal belangrik as ons oor hierdie teks gaan nadink. As jy hierdie teks die eerste keer deurlees, dan dink jy, joh, dis daar 'n ongelooflike teoretiese teks. Dit gaan net oor argumente en feite. Wat kan 'n mens doen met 'n klomp argumente en feite as ek en jy dit lees? So ek kan baie maklik hierdie preek vir julle gee en ek gee net al hierdie argumente en die feite en ek stuur julle huis toe. Maar dis nie wat Johannes bedoel het met hierdie feite en argumente nie. Inteendeel, hy wou sy gemeente regtig help. Die tweede wat ek wil sê vooraf. Ons gaan vandag in hierdie teks bietjie oor sonde en vergifnis lees en luister. Nou die hartseer is, 'n mens het soveel gedagtes in jou kop oor sonde en vergifnis, dat geen nie om wie wat sê nie. Jy dink eintlik net aan dit wat jy dink. En dan mis jy wat die skrywer wil sê. En vanoggend wil die skrywer vir ons iets baie spesifiek sê oor sonde en vergifnis. Hoe ons partykeer daaroor dink is, ek hoop net dat die Here my vergewe het. As ek eendag doodgaan, wil ek daarom hemel toe gaan. En sê nou die Here het my nie vergewe nie, wat dan? So ek is bietjie bang as ek oor sonde en vergifnis dink, want sê nou ek het nou nie my sonde bely voor ek dood gegaan het nie. Daarom het die kerk op grond van hierdie manier van dink 'n ding gedoen, die Katolieke kerk doen 'n ding wat hulle noem die laaste seël, dink ek. En wat is die laaste seël? As jy weet jy is besig om te sterf, dan kry jy die priester uit, sodat die priester net voor jy doodgaan, net voor jy jou laaste asem uitblaas, sê Here asseblief vergewe. Maar dis nie hoe ons die Bybel lees nie. Maar dis hoe ons partykeer dink. Dit is een van die goeders wat ons op een kant moet skuif as ons oor sonde en vergifnis praat. 'n tweede ding wat baie keer, dit volg maar net eintlik so 'n bietjie op hierdie een, hoe ons daaroor dink. Ons dink oor sonde en vergifnis so. Ek is 'n kind van God, dan is ek in die sirkel by God. Dan doen ek sonde, dan is ek uit die sirkel weg van God af. Dan doen ek weer sonde, dan is ek in die sirkel. Dan nee, ek vra vergifnis, dan is ek in die sirkel. En dan doen ek weer sonde, dan is ek uit die sirkel.
En dis hoekom ons so bang is. Ek is buite die sirkel, die oomblik as ek doodgaan. Dis hoe ons baie keer dink oor sonde en vergifnis. Dit het gemaak dat die Fariseërs op hulle manier gedink het oor sonde. En hulle manier van dink oor sonde is, jy moet net die wet getrou nakom. En nou het hulle later agtergekom, dit is nogal moeilik om die wet getrou na te kom. Hulle het nie net die 10 gebooie wat hulle as riglyn het nie, hulle het dit uitgebrei in klein deeltjies. So hulle het in die Targum met hulle 'n hele lys van wette geskryf wat jy nie moet doen nie. Toe kom hulle agter, dis eintlik onmoontlik om dit te doen. So wat hulle toe nou reël, jy moet net bietjie meer goeie goed doen as verkeerde goed. As jy daai balans het, sal die Here jou verskoon. En is ook nie hoe ons oor sonde moet dink nie. As ons vandag oor sonde iets gaan lees, dan gebruik Johannes die hele beeld oor sonde, oor hoe dit 'n lewe van sonde en vergifnis ons lewe vorm, sodat ons die nuwe lewe, wat God graag wil hê ons elke dag moet ervaar, ook kan ervaar in ons lewe. Kom ons maak ons oë toe en dan gaan ons nou saam lees. Ons God en Hemelvader, baie dankie dat U in Jesus Christus vir ons 'n nuwe pad kom wys het van lewe. Ag Here, baie dankie dat ons nie in vrees hoef te leef oor verkeerde goed in die lewe nie. Maar dat ons juis weer kan omarm vandag, dat U in Christus vir ons 'n nuwe pad kom wys het. Nou bid ons Here, maak ons oë en ons harte oop, om nie net hierdie pad te sien nie, maar hierdie pad elke dag te volg. Seën ons as ons nou die Bybel gaan lees en daaroor gaan nadink. Amen. Ons lees hoofstuk 1 vanaf vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, die woordjie wat gebruik word in die Grieks is koinonia, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel in dieselfde gemeenskap, koinonia. En reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ons lees tot sover. Ek het die afgelope tyd nogal 'n intense ervaring gehad toe ek ietsie lees en by hierdie gedagte uitkom, as 'n mens wil groei in jou verhouding met God, en as jy as disipel van God wil groei in die lewe, kan dit net gebeur as jy intentioneel deelneem. Ek sê dit weer, as ek en jy in hierdie lewe wil groei in ons verhouding met God, as ek en jy as disipel wil groei op ons lewenspad, kan dit net gebeur as ek dit intentioneel doen of deelneem. Iemand het dit met 'n verskriklike mooi beeld vir my duidelik gemaak. Hy het gesê, dis amper soos 'n kar. Ons is amper soos karre. Hy sê, wanneer ek wil hê die motor moet beweeg, moet vorentoe beweeg of agtertoe beweeg, dan moet ek hom in rad sit.
Anderster staan hy net op een plek en luier. En wat sê hy daarmee? As 'n gelowige nie regtig moeite doen op hierdie geloofspad, in hierdie verhouding met God, as ek nie in 'n verhouding met God lewe nie, dan sit ek nie my lewe in rad nie. En dan luier ek maar net daar waar ek is. As ek rondom my heen kyk, dan sien ek dat dikwels geweldig baie gelowiges is net besig om te luier. Die Engels, ons gebruik dikwels meer die Engelse woord. Ons idle net waar ons is. So ek idle nou 'n bietjie hier by my werk, en dan idle ek by die winkel, en dan idle ek in my kar, en dan idle ek by die huis. Maar ons beweeg nie vorentoe. En hierdie teks wil ons help om vorentoe te beweeg. Nou wat gebeur as ek my kar in rad sit? Ek en jy ken nou die hefboom wat ons in rad sit. Maar daar aan die agterkant gebeur iets anders. Daar word ratte so in mekaar gesit. So hulle is nie in mekaar nie, en dan word hulle in mekaar gesit. En die oomblik as hulle in mekaar gesit word, dan het hierdie 'n beweging aan die gang. Sit dit 'n beweging aan die gang. En nou kom sê, en wil ons vanoggend ook ietsie hoor oor hoe die Here vir ons kom sê, leef in rad met en oop voor God. So ons gaan dus vanoggend iets hoor van hoe leef 'n mens in rad en oop voor God, sodat ek in beweging kan kom. Wanneer Johannes hierdie brief skryf, dan help hy 'n gemeente verstaan hoe dit is dit om in 'n wêreld met verskillende sienings en oortuigings nie net staande te bly nie, maar te floreer. Nou, as ek hierdie vir jou lees, vir jou sê, jy sien dit op die skerm, dan dink jy, ja, dit het eintlik niks met my te doen nie, maar jy sal mooi agterkom in hierdie lewe waarin ek en jy vandag is daar verskriklik baie sienings en verskriklik baie oortuigings. Vat maar net die afgelope gesprek van meneer Ramaphosa en sy Suid-Afrikaanse afvaardiging by meneer Trump. Jy sal by sekere mense kom en hulle is oortuig daarvan, hy het 'n gemors daarvan gemaak, meneer Ramaphosa. Jy kom by ander mense en hulle sal oortuig wees daarvan om te sê, Trump het hom nie gerol nie. En dis dieselfde gesprek, ons almal kyk daarna en ons sê, wat? En die een wil die ander een oortuig, maar jy kyk verkeerd. Nee, jy kyk verkeerd. En daar sit ons met mekaar. En dit gaan nie net oor Trump nie. En die gesprek met Ramaphosa, en dit gaan oor alles in die lewe. Dit gaan oor geloof in die lewe. Ons het sterk sienings, ons het sterk oortuigings. En nou kom Johannes sê, ek wil julle help om in 'n gemeente nie net staande te bly in 'n wêreld waar mense sterk sienings en oortuigings het en jou daarvan wil oortuig. Ek wil jou nie net help om staande te bly. Ek wil jou help om te floreer. In die gemeente was daar mense met sulke sterk oortuigings. En wat was hulle oortuigings? Hulle het gesê, hulle het 'n direkte, mystieke openbaring, band met God. Want God het op 'n spesiale manier aan hulle verskyn en sy waarheid aan hulle geopenbaar. Daarom hoef hulle het nie Jesus en al hierdie storieetjies wat oor Jesus vertel word nodig nie, want God het direk met hulle gepraat. Meer as dit, hulle het ook gesê, omdat God met ons gepraat het en ek en hy in spesiale kontak met mekaar is, kan ek nie eintlik sonde doen. Nou, ons het nie sulke mense in ons gemeente wat sulke goed sê. Gelukkig. Ek ken baie min Christene wat sulke goed sal sê, ek het Christus nie nodig nie. Maar ek ken nogal baie mense wat vir jou sal baie duidelik wil sê, ek het spesiale insig uit die Bybel. En jy's verkeerd, ek is reg. Ons ken almal sulke mense. Daar's verskriklik baie mense wat vir ons wil wys maar 'n klomp dinge wat ons verkeerd doen, wat ons kerk verkeerd doen en partykeer is ek en jy dalk die een wat vir ander mense sê, maar julle kerk doen verkeerd en al daai dinge en ons het, julle hoor wat ons sê, wat ek sê. Sterk oortuigings. En nou wil Johannes juis in sulke omstandighede
met hierdie gemeente praat, met ons praat. Hoe maak ek en jy in 'n wêreld waar daar soveel uiteenlopende standpunte is, en ek en jy wil maar net glo en 'n pad met die Here stap. Johannes begin sy argument deur te sê, Jesus was en is God se lig. Nou hierdie metafoor of beeld het ons nou al baie gehoor. Maar in hierdie konteks gebruik hy dit om iets anders te deel. Hy wil vir ons kom sê, Jesus is God se lig in hierdie wêreld, maar net soos wat lig werk, so werk God in ons lewens. En om hierdie werking van God in ons lewens te verstaan, sal dit ons nogal baat as ons kyk hoe lyk die werking van lig. Nou lig verdryf donker, dit weet ons. So wat wil hy vir ons kom sê? Jesus het gekom om die donker uit ons lewens te verdryf. Dink nou maar aan 'n gewone dag en 'n gewone lewe. Wat is die donker? Die donker is partykeer die slegte goeders in die lewe. Hy wil dit verdryf. Hy wil die seer kry wil wegvat. Hy wil die pyn wegvat. Hy wil ons oog oopmaak vir die mooi in die lewe. Hy wil die ongeregtigheid wegvat. Hy wil die sleg in die lewe uitwis. Jesus het gekom om met sy lig die donker te verdryf. Maar hier's nog 'n ding. Jesus het gekom om lewe te bring. Lig bring lewe. As die son skyn, dan groei plante. Dan vind fotosintese plaas. En dit sit 'n proses aan die gang van lewe. En dan kom sê hy vir ons, lig bring lewe. Net soos wat lig lewe bring, so is Jesus die bron van nuwe lewe vir my en jou. En lig wys die pad duidelik aan. So het Jesus gekom om vir ons die pad duidelik te wys wat ons moet kies in die lewe. Maar lig sit ook die proses van groei aan die gang. En daarom, Jesus het gekom om vir ons 'n proses van groei aan die gang te sit. Daarom, Jesus is die bron van lig, hy is die bron van lewe, hy is die bron van groei. Nou al hierdie goed wat ek gesê, dit weet jy. Ons gaan nou 'n bietjie kyk maar hoe het dit nou praktiese implikasie in ons lewe. Maar ons weet, die teendeel van lig is duisternis of donkerte. En die oomblik as hy oor donkerte praat, dan sê hy, donkerte keer dat ons 'n klomp dinge kan raak sien. Donkerte keer dat ek en jy God kan raak sien op my pad. Donkerte keer dat ek die boosheid en die slegte in die lewe kan raak sien. Donkerte, dit wil sê as ek my omring met 'n klomp mense wat net negatief praat, dan kan ek nou nie die negatief of die sleg in die lewe raak sien nie, want alles oral waar ek kom is dit net donker. Donkerte keer lewe. As jy 'n plant wat son nodig het om te fotosinteer, uithaal uit die son uit, en jy sit hom in 'n donker kamer, en ons nooit lig nie, gaan hy dood. En dit kom sê hy vir ons, sonde keer dat ons God se werking kan raak sien. Dat ons sy nuwe lewe kan ervaar. Donkerte steek slegte goed weg. So, verkeerde dade maak dat ek slegte goed nie kan sien vir wat dit is. As ek heeltyd in die donkerte leef saam met mense, my vriende is donker mense, en ek nou praat ek nie van veldleer nie, ek praat van mense se dade, my omgewing waar ek is, niemand staan op vir goed of reg nie. Julle weet hoe werk dit in 'n werksplek. As niemand meer die reëls nakom of iemand aanspreek nie, as die gevolge van slegte verkeerde dinge nie, dan verval 'n hele gemeenskap. Julle weet hoe werk dit in 'n huis. As elkeen wat doen wat hy wil, dan dit gaan nie goed nie. Dan kan jy nie ook nie meer sien later dan wat is reg en wat is verkeerd. Donker keer dat ons die mooi kan raak sien. Dit keer nie net dat ons die boosheid raak sien nie, maar dit help ons nie net om die boosheid raak sien, maar dit keer dat ons die goedheid van God raak sien. Ons sien dis donkerte is 'n vyand van die lig, 'n vyand van lewe. En dis 'n vyand van, kom ons sê dan, nuwe lewe. Maar nou kom Johannes en hy sê, as ons in 'n verhouding met God lewe,
dan is ons ingetrek in sy lig. As ons in rad is met God, dan het hy ons ingetrek in sy lig. Kom ons vat nou hierdie sirkelgedagte wat ons net nou gehad het. Die oomblik as ek my lewe vir die Here gee, of ek word groot as 'n kind van God, en ek leef in 'n verhouding met God, dan beteken dit God trek my in sy lig in. Wat gebeur is by my? Presies dit wat gebeur as lig in donker te skyn. Dit gebeur in my lewe. En daarom, as ek in hierdie verhouding is, dan leef ek naby aan hom en ek is nie alleen nie. En ek hoef nie meer die wêreld alleen te trotseer. Ek hoef nie, as ek by die donkerte te staan kom, voor donkerte te staan kom, hoef ek nie net toe te gee of net in te gee nie. Want ek is in sy lig en dit verdryf donkerte. En as ek geval het, hoef ek ook nie bang te wees nie, want sy lig sal weer my lewe verlig. En dis nou waaroor hierdie teks verder gaan. Maar interessant, ek en jy het dit nou nie gelees nie, maar die gedeelte net vooraf, sê hy vir die mense wat nou so hulle eie denke het oor God, sê hy, maar julle sê Jesus het nie bestaan nie, dis sommer net 'n storie daar, ons ken dit baie mense sê dit vir ons. Sê, maar julle moet dit nie sê nie, want ek, sê Johannes, ek het hom gesien, ek het hom gehoor, ek het aan hom gevat. Hy het bestaan, hy het gelewe. So julle kan maar op my woorde glo wat ek nou vir julle wil sê. Jesus is werklik. En dan sluit hy daai eerste gedeelte net voordat ons gelees het af met die volgende woorde. Ek wil hê dat julle almal in die gemeenskap wat ons beleef het, sal deel. Ek wil hê dat jy so 'n verhouding met Jesus moet hê, dat jy ook kan beleef dat jy hom gesien het, dat jy hom gehoor het en gereeld hoor, en dat jy gereeld aan hom vat, en dat hy by jou is, dat hy jou aanraak. En daarom is vir Johannes 'n verhouding met God, om in gemeenskap met God te wees, om in koinonia met God te wees. En hierdie koinonia beteken dood eenvoudig, ek is in rad met hom, dit beteken dood eenvoudig, ons is soos 'n goeie familie, en ons het 'n baie diep verhouding. Daar vind gereeld gesprekke met mekaar, daar's interaksie tussen ons, en hierdie interaksie is nie net eensydig nie, dis twee rigting, maar daar's ook 'n stuk omgee vir mekaar, en hierdie omgee verander my lewe, dit raak my, dit vorm my. Dink nou aan 'n klein seentjie of 'n dogtertjie wat in 'n huis gebore word. Hulle word in 'n huis gebore en hulle kan nog nie praat nie, en pappa en mamma sorg, en dan word die kleintjie groot, en dan het hulle streke, die kinders gooi tantrums, want hulle het hulle eie wil, en dan op 'n manier kry ouers het reg om daai tantrums deur te werk en deur te sien, en uiteindelik begin die kind hoor wat ouers sê, en begin die kind se lewe vorm aanneem. En nou kom sê Johannes, maar dis hoe dit in 'n verhouding met God ook werk. Ek en jy word ingetrek. Ons weet glad nie hoe werk dit in hierdie verhouding nie. Ons weet glad nie hoe werk dit om saam met God te lewe nie. Maar soos wat ons in ons verhouding met hom aangaan, so leer ons. Ons leer praat, ons leer Christelike taal aan. Ons leer geestelike waardes aan. Ons leer Christelike gebruike aan. Ons begin nuwe gewoontes aanleer. En dan as daai kind uit die huis uitstap, is baie interessant as hulle binne in die huis is, kom hulle opstaan teen alles wat pa en ma sê. Maar as hulle uit die huis uitstap, dan is hulle so onseker, dan doen hulle presies wat hulle daar gedoen het, want dis hulle veilige plek. Want hulle is gevorm daar. En dis wat Johannes hier wil sê. Wanneer ek en jy in 'n verhouding leef, as ek en jy gerad is met hom, dan is daar 'n stuk vorming wat plaasvind, en dit hou aan om plaas te vind. En daar's 'n stuk beweging in ons lewe. En daai beweging is, ons neem deel aan dit wat God in ons lewens gedoen het. Ons gee lig, ons gee lewe. Ons maak oop, ons maak deure oop. En ons maak dit nie donker in ander mense se lewens nie. Inteendeel, ons maak dit lig. En later gebruik Johannes presies hierdie beeld te sê, ons maak nie net lig nie, die manier hoe ons lig maak is om liefde te beoefen.
Eenvoudig. Net op 'n ander manier gesê, 'n egte verhouding is iemand wat in die lig lewe, maar iemand wat in die donker leef, het geen verhouding met God nie. Hy leef in die duisternis, leuns, selfsug, sonde, is deel van sy of haar lewe. Hulle is so selfvoldaan, hulle kan eintlik nie meer, is eintlik hulle eie God. Hulle besluit self wat reg of verkeerd is. Maar 'n egte verhouding is 'n verhouding wat die waarheid van God soek, en soos dat hulle die waarheid en die wil van God soek vir al hulle lewe. Hulle is nie bang vir God nie, want hy is 'n regverdige God. Hy sal die goeie in gedagte vir hulle. Hy gee nuwe lewe en hy gee liefde. En daarom, as ek in geen verhouding met God leef nie, sê hy, vat dit iets weg van mense. Jy dink partykeer jy's vry, maar eintlik vat dit iets weg van jou af. En dit sluit jou toe. En as jy in die donker leef, vat jy iets weg van ander mense af. En jy sluit iets vir hulle toe. Maar as jy in 'n egte verhouding leef, dan maak jy iets oop. Dit maak iets oop vir jou, en dit gee vir jou lewe. Maar dit help jou ook om so in daai lig te lewe, dat jy, oral waar jy kom, iets oopmaak vir ander mense. En jy gee vir hulle lewe. Die res van hierdie preek en van die hoofstuk is nou, wat is die gevolge daarvan om in die lig en in die donker te lewe? Wat is die gevolge van 'n lewe in die lig en die donker? Johannes skryf op 'n baie kunstige manier. Ek gee nou vir julle sommer so 'n prentjie daar. Hy gee op 3 plekke vir ons. Hy gebruik nou 6 sinne, 3 pare, waar hy telkens in die eerste deel van die paar sê, wat gebeur in 'n mens se lewe as jy in die donker leef? En dan tweede een van elkeen van hierdie 3 pare, wat gebeur as jy in die lig leef? En daarom in vers 6, as ons beweer dat ons, vers 8, as ons beweer dat ons, vers 10, as ons beweer dat ons, so hy sê telkens, as jy in die donker leef, dan is dit waar van jou lewe. Maar dan gelukkig stop hy nie daar nie, elke tweede een van die paar sê hy in vers 7, maar as ons in die lig lewe, wat gebeur dan? In vers 9, maar as ons sondes bely, wat dan? En dan, en as ons na God toe gaan en 'n oop verhouding met hom het, wat dan? So ons gaan nou kyk na elkeen van hierdie 3 pare. In die eerste plek sê hy, moenie 'n skynheilige lewe leef nie. As ons beweer dat ons 'n verhouding met God het, maar ons lewe in die duisternis, lieg ons. Vir wie lieg ons? Vir onsself, vir ander mense en vir God. Hy wil daarmee kom sê, moenie 'n dubbele lewe leef. Toe God ons in hom ingetrek het, moenie dink jy gaan op 2 voete nou leef nie. Laat toe dat die lig jou heeltemal verander. Stel jouself oop voor God. Leef dan in die lig. Maar dit gaan ook so 'n bietjie hier oor, pas op, skynheiligheid het hierdie ding in sy binnekant. 'n Ding wat jy nie net dubbele lewe leef nie, nie net skynheilig is nie, maar dat jy hoogmoedig leef. Miskien het oor die skynheiligheid. Die skynheiligheid is ek probeer demonstreer met hierdie dobbelsteen. Ek gooi die dobbelsteen, ek sê vir ek is baie gelukkig met 'n dobbelsteen. Ek gooi altyd 'n 6. Maar jy kan mos nie sien wat ek gooi nie. Jy glo maar wat ek sê. So ek doen iets voor wat ek nie is. Aha, nou kom sê hy, moenie iets voordoen wie jy nie is nie. Wees net wie God jou gemaak het. Wees net wie God jou gemaak het. Moenie 'n skynheilige lewe leef. Is die hartseer nie dat baie mense, Christene, as skynheilig uitwys nie? Is baie mense net ons onder mekaar sê, ek is nie so skynheilig soos daai ene nie. Maar nou kom Johannes sê, moenie oor ander mense se skynheiligheid praat nie. Wees jy nie skynheilig nie. Dit beteken, leef binne in God se lig. Maar nou weet ons, hy praat ook hier oor hierdie mense in die gemeente. Hulle was so heilig, dat hulle self bo die wet gestel het. En nou ken ek en jy sulke mense.
Jy ken mense soos oud polisieleiers wat gesê het, jy moet die wet nakom. En dan môre oormôre word hy in hegtenis geneem vir bedrogsaak. Want 'n polisieman kan so maklik, ek het dit beleef toe ek self opleiding gehad het by die polisie. Weet jy is nogal in 'n erge magsposisie. Om dwelms te gebruik en dwelms te verkoop. En mense gaan jou nie so maklik vervolg nie. Deesdae is daar nogal baie mooi oë op mense, maar jy's bietjie bo die reg verhewe. Maar vergeet nou die polisie, kom ons dink nou aan ons eie lewe. Hy kom sê, pas op, 'n Christen kan homself op 'n troontjie sit en sê, ander mense moet die wet nakom. Ek hoef. En dan leef ek in die duisternis. En al wat hy dan vir ons kom sê is, weet jy wat, as dit jou lewe is, dan lieg jy vir jouself. Jy lieg vir al die mense rondom jou, en jy probeer vir God ook lieg, maar jy kan nie vir hom lieg nie, hy weet wie jy is. Moenie. En jy moet weet, dit het 'n invloed op jou lewe. As jy 2 lewens leef, dan vorm dit jou lewe, soos wat 'n kind, as hy in 'n ouerhuis groot word. Ja, dis mooi as 'n ouer vir hom al die mooi waardes en goeders leer, maar as hy sien wat pa en ma doen, dan los hy net wat pa en ma hom leer, en hy doen wat pa en ma doen. En nou kom sê hy vir ons, pas op om as gelowige by die punt te kom in jou lewe, dat jy jouself verhewe beskou. En nou kom spreek hy hierdie mense aan, wat so hulle self so beskou. Waar trek ek en jy? Maar nou kom, sê hy vir ons daarom die positiewe. 'n Egte geloof beteken dood eenvoudig, ekskuus, nou is ek wel weer te vinnig. 'n Egte geloof beteken dood eenvoudig, dat ek eg en opreg voor God is. Dat ek toelaat dat ek gevorm word, dat ek in die lig is en toelaat dat die lig my lewe verander. En daarom gebruik hy die woorde, as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, deel ons dieselfde gemeenskap. Ek beleef God se hartklop dan in my en jou lewe. En dan reinig die bloed van Jesus ons van al ons sondes. Dit beteken nie dat ek moet eers perfek wees voor ek ingetrek word nie. Nee, God vat my soos ek is. En hy sê, kom, jy hoef nie eers te verander voordat jy by my in my binnekant kom leef nie. Dit is amper soos 'n aangenome kind. Nou ouers sê nie vir 'n aangenome kind, weet jy, los nou eers al jou nonsens daar buite, dan kan jy by my huis kom bly as jy reg is. As 'n kind gebore word en daai kind is klein, sit die ma nie en die pa nie daai kind voor die huis se deur en sê, alright, as jy nou besluit om by ons te kom bly en by ons reëls in te val, dan klop jy en dan wag ek vir jou oop as ons vir jou sorg. Nee, hy kom sê, 'n kind gee hulle self vir die ouers. Hulle is soos 'n spons, hulle drink net in. Wees soos 'n spons, drink net in wat God vir jou wil gee. Hoe meer ek die waarheid en die wil van God soek, hoe nader leef ek aan hom. Dis soos 'n mot. 'n Mot daar buite kom nie agter hoe vuil sy vlerke is nie. Maar hoe nader hy aan die vlammetjie kom, laat die lig kom, begin hy die vuil vlerke sien. So kom sê hy, daar's beweging as ek in 'n verhouding met God leef. Die waarheid word meer en meer aan my bekend. En as ek die waarheid ken, dan sê ek, is dit wat die Here wil hê? Soos 'n kind. Mamma, ekskuus wat ek dit verkeerd gedoen het, maar nou verstaan ek, nou dat mamma vir my verduidelik het, nou verstaan ek hoekom ek dit moet doen. Ek sal volgende keer dit weer probeer. So wil hy kom sê, met ons in 'n verhouding met God leef, 'n egtheid en 'n opregtheid, dat ons onsself oopstel, kom jy agter, hier's 'n herhaalde skoonmaak in hierdie proses opgesluit. Om in 'n verhouding met God te leef, is daar 'n herhaaldelike skoonmaak, en dit noem hy reiniging deur die bloed van Jesus. So, waarmee is Johannes besig? Hy's wel besig om oor sonde en vergifnis te praat, maar hy's besig om vir ons te kom sê, leef in 'n verhouding met God. En 'n verhouding met God is om in rad te wees, is nie om te luier nie, is om God toe te laat, om met jou te werk. Laat jy nog God toe, om met hom te werk. Sit jy gereeld in sy lig. Laat jy toe dat sy lig vir jou uitwys.
Laat jy toe dat sy lig vir jou lewe gee. Laat jy nog toe dat sy lig vir jou die pad wys wat jy moet volg. Maar die tweede paar in hierdie teks, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n stuk selfregverdiging. Ek is nie bereid om te bely en berou te toon. Ek sal self. Dis 'n stuk, ek is nie verantwoordelik nie. Dis 'n stuk ontkenning. Dis 'n stuk ding van, ek het nie verkeerd gedoen nie. 'n Stuk selfregverdiging. Hoekom moet ek bely? Ek het nie verkeerd gedoen nie. Hoor ons nie hierdie taal so dikwels in ons eie lewe nie? Is ons nie self besig om deel te neem op hierdie manier aan die lewe nie? Ek kom nie meer agter dat iemand foute maak in ons tyd nie. Ons is eintlik perfekte mense. Want as iemand iets verkeerd vir jou uitwys, dan sal jy onmiddellik 'n rede gee hoekom jy dit gedoen het, of jy sal jouself regverdig. Ons almal neem daaraan deel. En nou kom sê Johannes, dis nie nodig as jy in die lig is. Dis net mense wat bang is vir straf wat dit gaan doen. As God jou ingetrek het en jou vashou en saam met jou op pad is, hoef jy nie bang te wees vir hom nie. Inteendeel. En daarom hierdie selfregverdigende lewenshouding. 'n Houding van sê, maar die sonde gaan geen effek op my lewe hê nie. Ag, ek kan net so bietjie verkeerd doen. Ek gaan net so bietjie verkeerd doen. Dit gaan nie 'n effek op my lewe hê nie. Ek het dit onder beheer. En jy kom sê hy, nee, dis nie nodig nie. Inteendeel. Leef oop voor God. Die sonde het 'n effek op ons almal. Sonde maak aan jou, my en jou 'n ander mens. Jy onthou, ek het al vir kinders 'n storieetjie vertel van die spyker in die huisie waar op die ou sy jas gaan hang het. Onthou julle daai verhaal? Van 'n ou wat sy huis verkoop eendag. En toe hy klaar die koopprys ontvang het, toe sê hy, daar's net een voorwaarde op my koop. Hierdie spyker gaan ek in daai middelpaal van jou huisie inslaan. Dis myne. En dan sê hy, dit klink nie sleg nie. Ek bedoel, wat kan daai spyker nou doen? Dink ons maar hier bly. Daai spyker kan ons daar wees. En elke keer as hy kom kuier, hang hy iets op sy spyker. En as hy loop, dan sê hy, jy moet dit onthou, jy gaan dit vergeet. Dan sê nee, dis ons my spyker dan. Ek kan ons doen met my spyker wat ek wil. Dan kom hy later en dan vat hy 'n vrot vel en hang hom daarop. Stink dit. Dan sê jy moet jou vel saamvat. Jy gaan hom nie los nie. Sê nie maar as ons my spyker daar. Ek kan ons doen met my spyker wat ek wil. En later dan stink daai vel so dat die ou die huis verlaat, want hy kan dit nie meer uithou nie. Dan sê hy, "Right, kom ek haal weer alles af en ek verkoop my huis weer." En dis partykeer hoe ons oor God dink. Nou kom hy en sê, "Pas op, sonde het 'n effek op jou lewe. Moenie dink dat sonde nie 'n effek het nie. 'n Klein spykertjie het die geneigtheid om jasse en hoede en vrot velle te kry. En dit verander ons. Moenie eers daartoe gaan nie. Moenie eers so ver gaan nie. Die oomblik as jy besef, en dis die volgende gedagte, wees eers eerder eerlik en oop voor God. Partykeer, vir myself lag ek partykeer. Want ek dink ook partykeer as ek moet as ek vir die Here sê, die Here het nie geweet nie. Hy weet dit. Psalm 139 sê dit so mooi, Here, U ken al my gedagtes, nog voordat U my opgekom het, weet U al daarvan. Nou as die Here my gedagtes ken, hoe kan ek wat ek doen vir hom wegsteek? Maar ons dink ons steek dit weg. En dan dink ons as ons op hierdie manier hanteer, dan is ons nog oukei. En dan word ons uitgevang. Dit lyk vir my dat ons nogal in ons samelewing meer die houding het van, ek is nie verkeerd tot ek uitgevang word. Die Here sê, moenie so ver gaan nie. Dis nie waar ek wil hê jy moet wees nie. Dis nie hoe ek jou vorm nie. Wees net eerlik en oop voor my. Stel jou lewe oop voor my. En daarom gebruik hy die taal om te sê, is die regte ding om in nederigheid, berouvol, jou sondes te bely. Dis die teendeel van bang wees. Om oop te leef voor God en jou sondes te bely, is die teendeel van bang wees. Ek is bang die Here gaan my straf.
Ja, as 'n kind klein is, en hy doen verkeerd, dan kruip hy weg en pappa en mamma hom nie sien nie, want dan gaan ek weet my boude gaan brand, as hulle nog brand by julle huis. Maar, dan kruip ons weg. Maar God sê, ons is nie sulke kinders nie, ek is nie so God nie. Ek is regverdig. Nou, partykeer skrik ons vir daai regverdigheid, want dit beteken ons gaan die bakkies terugkry. Maar wat hy daarmee eintlik wil sê is, weet jy, ek het goeie bedoelings met jou. Hoekom wil jy wegsteek? Hoekom wil jy onder daai las daarvan leef? Ek is regverdig, maar ek vergewe, ek vat dit weg. Ek sien dit oor. Maar meer as dit, ek sien dat jy dit net oor nie. Die skade wat dit in jou lewe veroorsaak het, ek vat dit ook weg. Wow. Hoekom sal ek dan wil vlug daarvan? Hoekom sal ek dit dan wil wegsteek? Dit lyk my as daar een ding is wat ek en jy moet aanleer, dan is dit om in ons lewe nie 'n selfregverdigende en 'n verduidelikende houding, redes gee vir elke ding wat ek doen. Ek sukkel self dan. Want ek moet partykeer net sê, dankie dat jy vir my sê. Jy's reg. En hoe nader ons in ons verhoudings kom, hoe meer doen ons hierdie goed. En dis waaroor Johannes kom sê, nee, God vorm ons. In 'n verhouding vorm hy ons. Laat jou vorm, stel jou oop. Jy's in rad en leef oop voor God. Die laaste ene, as ons beweer dat ons geen sonde het, maak ons God tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Waarvan praat hy? As jy jouself wil heiliger hou as ander mense, as jy self wil God wees, sien julle hoe hy die trappetjies vat? Ons lieg. Ons lieg vir onsself. Ons lieg, ons maak God tot 'n leienaar. En hy is besig om daarmee vir ons te kom sê, weet jy, as jy in die duisternis lewe, as die duisternis jou hele lewe nog oorneem, dan kan jy nie sê dat jy in 'n verhouding met God leef nie. As jy 'n kind in jou huis is, en jy doen net alles wat pa en ma sê jy nie moet doen. Jy breek elke ding, jy weet hoe lyk sulke huise, en hoe vernietigend is dit. Dat ek ouer later dan sê, maar ek wil jy net wegjaag uit my aangesig, ek wil nie voor my staan. En nou kom sê Johannes, God wil nie hê ons moet so ver gaan nie. Moenie 'n heiliger houding inneem as wat ander inneem nie. Moenie daai punt in jou lewe bereik, waar jy sê, maar ek het verder geestelik gevorder as jy. Ek is 'n bietjie verder op die pad. Ek is daarom lankal 'n kind van die Here, so nee, ons sê dit nie. Ons het partykeer die houding. 'n Houding van ek het daarom al 'n bietjie gearriveer. Ek het daarom 'n bietjie 'n paar regte verdien in die kerk. Ek het nou al 'n bietjie 'n paar regte in die koninkryk verdien. En hy wil net kom sê, nee. Partykeer dink ons is net, as ek groot goed verkeerd gedoen het, dan sê ek verkeerd. Maar eintlik is ek Mr. Holy. Johannes kom waarsku ons, pas op vir 'n stuk selfvoldaanheid. Maar dan maak jy God tot 'n leienaar. Hy is natuurlik besig om met dwaalleraars te praat. Dwaallering lyk ons natuurlik nou anders by ons. Maar hy wil ons uitbring by nederigheid. Hy wil ons oproep om te sê, ons moet nie God tot 'n leienaar maak nie. As ons so ver al gevorder het op ons geloofspad. Ek kan nie so ver gevorder het op my geloofspad, dat ek genoeg kennis het, en dat my geestelikheid daarom nou soveel beter is as ander. Nee, ek kan nie so ver vorder. Maar hierdie nederigheid wat hy ons oproep, is dood eenvoudige lewe, waar ons onsself oopstel voor God. En sê, Here, dankie. En dan kom sê hy, hoe is dit moontlik dat ek en jy kan dink dat ons eerder nie in hierdie verhouding leef nie? Hoe is dit denkbaar dat iemand dink dat God jou maar net so gaan uitskop uit die huis uit? As hy ons innooi, as hy ons skoonmaak, as hy ons oor en oor vorm, hoe is dit denkbaar dat ons dink dat God eintlik hierdie vyand is in ons lewe? Christus het gekom en hy is ons voorspraak by die Vader.
Ons hoef nie so te leef nie. Hoekom sal ons dan nie die goeie bedoeling en die sorg van die Here wil ervaar nie? Hoekom sal ons nie die lig en die waarheid wil hê wat hy vir ons wil gee nie? Hoekom sal ons nie die nuwe lewe wat hy vir ons wil hê gee, die groei uit sy hand ontvang? Liewe broer en suster, God roep ons op tot 'n stuk nederigheid. 'n Lewe voor hom, waar ons daagliks in verhouding met hom is, daagliks in interaksie is, gerad. Ek het begin deur te sê, as ek en jy wil groei in 'n verhouding met God, as disipel van God, kan dit net gebeur as ons intentioneel voor hom leef. Dit beteken dat ons in rad moet wees, dat ons in verhouding met hom moet wees, en dat ons oop voor hom moet wees. Hoe lyk jou lewe vandag? Ek gaan jou nou 'n kansie gee om voor die Here net jou lewe te sit en vir die Here te kom sê waar jy staan. Is jy in sy lig of leef jy in die donker?